Goeiemiddag, goeienaand. My naam is Carla Burg en ek het onlangs wakker gelê oor die hele idee van wat jy mag sê in media, wat jy nie mag doen nie. Ek werk self in media en ek weet daar's baie do's and don'ts. So toe bel ek iemand om my meer te kom wys maak daaroor. Gert van die Beeld Nou Netwerk 24. Goeienaand Gert. Goeienaand Carla, baie dankie dat jy my gevra het. Ja, dis seker maar Netwerk 24, ek is al amper 34 jaar by Beeld, so dit voel maar soos 'n deel van jou lewe nie. Dis amper so oud as wat Beeld is. Beeld is 50 jaar. Hy is 50 jaar. So Beeld was 16 toe ek daar aangekom het. Goeie genigte. Hoe oud was jy toe jy daar aangekom het? 25, baie onskuldig nog. 25, ons het darm al rekenaars gehad. As jy nou praat oor hoe die media verander het. Sien, maar het julle nog baie van die artikels met die hand geskryf? Nee, glad nie. Nee, net as jy nie kon nie, as jy nou buite was en jou laptop het nie gewerk of so iets. Jene. Jou laptop nogal destyds. Nie toe al nie, maar 'n bietjie later. Ek een keer het my laptop die GSG in Durban toe in die hotel toe skryf ek my storie agterop die wasgoedstrokies. So hy strokies wat jy in die gee as jou klere Ja. en dan bel jy dit maar in. Nee, maar dit is lieflik. Maar daar was intikkers, daar's mense wat se werk net was om te wag vir mense wat bel van buite of om hulle stories in te tik. En jy was een van hulle dan het jy vir hulle gesê oor die man is op 'n strokie getik. Nee, jy lees dit maar net af. Wag, baie keer het mense ook van telefoonhokkies afgebel. Destyds was daar nog telefoonhokkies. Dan maak jy 'n kollekteer oproep na 8 minute, dan sny jy jou uit. As jy nou nog iets het om te sê, dan moet jy maar weer bel. Ja. Later het jy nou skootrekenaars, as seker die mooi Afrikaanse woord gekry. Fancy. En dit is altyd baie moeilik om jou stories deur te stuur. Deesdae is dit so maklik nie. Jy stuur van oral af 'n storie net so. Maar jy weet, toe ek daar aangekom het, die koerant, jy het nog 'n storie wat op die voorblad was, het nog binne in die koerant vervolg nie. Stories was nog taamlik lank. So ek onthou die eerste groot verandering toe het ons ingeroep en gesê nee, dis nou, ons sit nou met die eerste generasie televisiekykers, hulle hou nie van sulke lang stories nie. Hulle is so kort storieetjies met baie fotos en grafika. So jy moet nou kort skryf. Maar destyds het 'n mens gedink 'n joernalis se werk is om na 'n ding toe te gaan, notas te vat, mense te bel, 'n storie te skryf en dan gaan jy huis toe en jy 3 saktye of deadlines 'n dag. Maar nou is dit heeltemal anders. Nou moet joernaliste alles doen. Nee, hulle moet tweet, hulle moet quick files soos ons sê, jy weet wat jy vinnige storieetjies skryf as daar nou iets gebeur wat nou groot is. Ek het byvoorbeeld gister iets geskryf oor 18 amptenare van die departement van binnelandse sake wat afgedank is. Dis net so 'n kort storieetjie. Jy skryf dit binne 3 minute en dan baie vinnig is dit op die webwerf en dit het so baie kliks gekry. Dit was die 9de mees geleesde storie van die dag. So het julle joernaliste wat deurnag werk? Ons het dit hang af, ons werk nie elke dag deurnag nie, dit hang af as daar groot dinge, soos die Amerikaanse verkiesing, soos die ANC se kongres, soos die verkiesing, dan sorg jy dat daar mense is wat deurnag werk, dan werk 'n mens skofte. Ja, want ek onthou met die Olimpiese spele, ek sou op die TV gekyk het toe iemand besig is om byvoorbeeld in swem te wen. En as ek dink 2 sekondes later op Netwerk 24 gaan, dan is die storie klaar daar met die resultate, wat nou net gebeur het. Ja, met die Olimpiese spele is ook een van die goed waarvoor 'n mens dan 'n uitsondering maak, jy weet. Ek bedoel, dan is dit 8uur, 9uur in die aand gewees. Ja, kyk, ons het al in die oggende 1, 2, 3 uur. Jy weet, as die ANC kongres het, hulle benoemings vir leierskap is dit in 3 uur die oggend, jy weet, dan is jy daar, dan skryf jy maar jou storie en dan byvoorbeeld by voorlaas jaar se ANC kongres in Bloemfontein, ja, toe sê ons moet al 8 uur die oggend daar wees. Toe praat die president eers 2 uur die volgende oggend. Toe het ons nog geblok, want dit doen jy ook, deesdae die president se toespraak, dan ry jy die 35 km terug by Bloemfontein toe en skryf gou nog 'n storieetjie wat moet inkom. Wat anders was in die ou dae kon jy eendag met 'n hele storie gesit het. Deesdae het ons nie meer daai luukse nie. En daar moet 3 uur die middag daar 'n motor Johannesburg toe gery. Dan moet jou films van die fotos wat jy in Pretoria geneem is op daai motor wees. Toe ek in Durban gewerk het, jy 3 uur in die middag lughawe toe ry en jou film op die motor op die vliegtuig sit laat hy Johannesburg sou kom. As daar iets na 3 uur gebeur, dan sit nou maar tot daarna toe. Dan is jou artikel sonder 'n foto. Sonder 'n foto. Dan moet die mense dan nou moet jy maar maar lees. 'n argieffoto gebruik, maar deesdae is dit so maklik. Jy druk net 'n knoppie en daar gaan die foto. So eenvoudig en jy doen dit met jou foon en partykeer is jou foon se kwaliteit nog beter Ja, as jou kamera as se. die kamera se kwaliteit. Jy weet, dis dink ek van die belangrikste veranderings wat dit vir jou maklik maak. Een ding wat nie verander het en baie mense dink dit het verander. Baie mense dink ons sit net die hele dag en kyk wat op internet aangaan en skryf gou 'n storieetjie. Kyk op die celeb se Facebook bladsy en skryf 'n storieetjie. Dit is nie so nie. Ons gaan nog steeds so ver moontlik na goed toe. En om nou 'n eenvoudige voorbeeld vir te gee, jy kan nie sommer 'n minister net bel en hy gesels met jou. Ons wens, maar Ja, baie keer kan jy dit nog reg kry. Ek kan nie dink dat 'n mens net voor 'n rekenaar sit en goed skryf nie. Uiteraard het COVID het baie die werkwyse verander, soos jy sal weet. Jy weet, perskonferensies word deesdae die hele tyd regstreeks uitgesaai. is jy meer
op pad na plekke toe fisies by events as wat jy by die werk is, agter jou rekenaar besig om te tik. Jo, dis seker maar 50-50, die mense ry nogal baie. Joernaliste kan baat uit iets soos 'n chauffeur uit. Want weet jy hoeveel werk jy agter daai kar gedoen kry Jy kan terwyl nogal hy werk, rond. maar baie keer gebeur dit, nee, as ons meer as een is wat na storie toe gaan, dan sit die een so lank sommer in werk, jy weet. Ag, julle moet aan busse die skryf. bestuur- Ek dink dit in die verlede het meer goed op tyd begin. Soos byvoorbeeld die ANC hou jou nou die hele dag daarna gebeur daar nie veel nie. Dan gee hulle vir jou kos byvoorbeeld. Jy weet, dit het nie altyd in die ou dae gebeur nie. Daar's baie mense wat reken jy moenie die kos eet nie, want dan skuld jy die ANC iets, maar niemand het nog ooit vir ons gesê, omdat jy ons kos geëet het, mag jy nie iets leliks vir ons skryf. Die belastingbetalers betaal na. Ja, die belastingbetalers. Die land stiek jou, nie die ANC nie. Soos basies by die president ook, jy weet, waar jy lank Dis wag. op oom Cyril. Dis lunch op oom Cyril. Ek gaan nie nee sê nie. Ek gaan nie ook nie gerd. Almal het 'n opinie oor wat mense doen en deur die jare bou stories. Ek praat nou spesifiek van die mense wat die artikels lees. Oor jare bou hulle persepsie op van wat waar is en nie waar is nie. Wat is leuns oor die media wat baie mense glo wat nie eintlik waar is nie? Van die leuns, waar begin 'n mens? Laat ons deur Anton Rupert betaal word om te skryf wat hy sê, laat Koos Becker vir ons voorsê wat om te skryf. Niemand het nog ooit vir my gesê in my 35 jaar in die journalistiek, jy sal dit skryf nie, of skryf 'n ding so nie. Jy weet, en mense moet ook duidelike onderskeid maak tussen 'n meningsartikel waar jy jou eie mening gee oor iets en 'n gewone nuusartikel waarin jy die nuus weergee. Doen Netwerk 24 albei? Ons doen albei, ek doen ook albei. Dis nie altyd eintlik dink ek geskik as 'n politieke redakteur ook meningsstukke moet skryf vir mense met wie hy moet werk die hele tyd nie, maar nou ja, dit is nou maar hoe dit werk. Maar ek dink ook elke keer in 'n storie dan probeer jy ook albei kante van 'n storie kry, jy weet, om nou vandag te kyk na byvoorbeeld die lasbriewe wat uitgereik is vir Israel se premier en so aan. Ja. Nou kry jy kommentaar van die ANC en die EFF en jy het kommentaar van Amnesty Internasionaal, dan kyk ek op buitelandse webwerwe vir kommentaar van Amerika en met soveel mense moontlik te praat. Voor jy enigstens jou pen lig, in hierdie geval jou baie van die inligting wat jy insamel kom nie eens in jou storie. Omdat jy te veel inligting insamel vir jou storie. Maar regtig, dis een van die goed, ons werk nie vir iemand. Jy weet, ek sien daar's nou weer deesdae 'n baie groot veldtog aan die gang om hoofstroom media te diskrediteer. Ja. In Amerika ongelukkig dink ek het die pers in 'n mate of die media in 'n mate 'n soort van hulle siele al verkoop, maar ek dink nog nie hier by ons Maar nie. baie biased in Amerika, Baie. kom ek agter dink mense. Jy weet, ek dink dit is regtig, Karl, ek dink vir enige mens is dit seker onmoontlik om heeltemal objektief te wees. Dis onmoontlik nie, maar jy moet probeer. En jy moet regtig nooit jou siel verkoop aan iets nie. Dis baie gevaarlik. Joernaliste en kollegas van jou het vermoedelik dit ook geskryf, maar 'n storie soos byvoorbeeld 'n Brendan Piper geval wat ons nou onlangs gesien het. Ons hoef nou nie uit te brei daaroor nie, maar wat hulle 'n storie geskryf het en ons nog nie heeltemal by hom gehoor wat sy opinie is nie en hy word uitgereik. Is mens verplig om albei kante te hoor voor mens so 'n storie skryf? Kyk, baie keer probeer 'n mens bitterhard, veral met politici is dit die geval, veral met ministers en woordvoerders van staatsdepartemente. Jy probeer 15, 20 keer op 'n dag en hulle antwoord nie of hulle wil nie antwoord nie, dan sê jy net, jy het hulle genader vir kommentaar en hulle het nog nie gereageer nie. Jy gee vir mense die geleentheid. Ek het nogal gewonder daaroor, dit was my 'n interessante een gewees. Ek dink mense kry baie veral as iets, die Engelsman roep hom clickbait. Jy weet, goed dat mense dink iemand vermoedelik op gaan klik met die hoop dat hulle die hele artikel sal lees. Ja. En ek dink iets wat ons baie in Suid-Afrika daarvan kry, ek weet jou hoof fokus is politiek, maar mense kry dit baie in die vermaak veral as die naam nou in die titel is. Ek dink dieselfde met name soos byvoorbeeld Cyril Ramaphosa, Jacob Zuma. Die oomblik as jy die naam in die titel sien, gaan dit 'n oogie vang. Dis vreemd nogal, Karel, jy weet, baie keer sal ek my mors doodwerk aan 'n politieke storie wat ek dink verskriklik baie belangrik is en dan doen een of ander celebrity iets kleins En dan steel al die aandag. Dan lees duisende mense daai storie in 'n paar myne. Maar dis maar hoe dit gaan. My baas praat altyd van ons is die broccoli en daai ander stories is die kaassous bo oor die broccoli. Jy moet net woorde soos Juanita Du Plessis in die titel begin gebruik. Dalk werk hy. Jy weet, en dan kom die belangrike inligting ook deur, vir almal wat die skiller nie so ook soek tussendeur. Ja, jy weet, mense is baie vreemd. Jy weet, jy sal nou byvoorbeeld as jy nou oor Karl Neels skryf of Julius Malema skryf, dan sal mense sê, maar hoe kan skryf jy alweer oor Karl Neels of Julius Malema? Maar hulle lees dit. En 'n mens moet aandag aan mense gee. Jy weet, baie mense sal nou sê, maar hier's Malema nou skielik, hy's nou president van die land, hoekom het julle ons nooit gewaarsku nie? As jy hom ons nou ignoreer, dan gaan mense mos nie weet van hom. Ewe skielike verrassing eendag. En hy's die 4de grootste party in die land, so jy kan hom nie ignoreer. Nee, mense hou daarvan om hulle opinie te lig en hulle sal baie keer
net 'n opskrif lees en dalk nie die hele artikel lees nie. Daar iewers daai mense in die Ja, comment section van Facebook, die oningeligte Mhm. mense wat sê net wat hulle wil sê. Wat is jou opinie daarop? Want mense kry dit al hoe meer. Jy kry mense, ek is seker jy kry mense wat net na die opskrif kyk en dan lewer hy of sy kommentaar. Baie van daai mense hou nie van die boodskap wat die storie bring nie. Maar jy weet, daar's daai ou spreekwoord, moenie die boodskapper skiet nie. Ek moet vir hulle vertel wat aangaan. Ek moenie vir hulle vertel wat hulle wil hoor nie. Jy vertel wat gebeur, nie wat mense wil hoor nie. En baie keer raak hulle dan kwaad vir jou persoonlik en trap jou persoonlik uit. Maar ek dink is maar elkeen se goeie reg om daar te skryf net wat hy wil. Jy weet, op Twitter raak die mense verskriklik erg. Ja. Op Twitter is 10, 20, 30 keer erger as wat dit daar op webwerwe is. Is jy aktief op Twitter? Nee, ek bly maar daar uit want dis vir my regtig 'n teerput van Dit word onaangenaam. dit word verskriklik onaangenaam en 'n mens moet altyd die lesie onthou, Twitter is nie Suid-Afrika nie. So die mense is altyd die radikale mense wat op Twitter van albei kante wat daar ingaan en hulle My sê stem sal gehoor word. Ja, dis wil graag praat. Ja, dis natuurlik die ander belangrike verandering in die media. Destyds as jy kwaad was vir 'n verslaggewer moes jy 'n brief skryf. Jy moes hom in 'n koevert sit om toeplak en dis Dis moeite. Ja, dis moeite. Ag. Nou deesdae woep op en jy kommentaar gelewer op 'n storie. Dis natuurlik een van die grootste goed ek seker wat verander het is nou kan mense konstant binne sekondes hulle terugvoer gee oor julle werk. Ja. Is dit hard? Dis baie keer baie hard. Jy weet, ek dink aan die een kant is dit nie 'n slegte ding nie want daar's meer 'n wisselwerking tussen jou en die lesers. Aan die een kant, maar mense is nogal taamlik lelik met ons baie keer. Mense kan maar onaangenaam Ja, hulle raak wees. maar moeilik. Hulle sê altyd laat dit soos water van jou rug afrol. Ek weet, daar's nie olie op myne nie, so hy sukkel. Nee, wat kan moenie net daarna kyk nie. Moenie daarna kyk Of nie. naderhans dink ek raak jy al gepanser teen dit en dit plaai jou. Jy weet al, as jy 'n Ja. artikel oor 'n sekere politikus Ja. gaan skryf, verwag jy al seker 'n Ja, sekere stukkie jy weet kommentaar. ja, veral as jy iets oor Donald Trump skryf en dit is nou nie baie positief nie, dan weet jy, dit is hier kom moeilik. Suid-Afrika is op pad. Of vir jou. Israel is ook 'n baie sensitiewe saak. Israel en Palestina is ook 'n baie Dis ek sensitiewe al nou, ek saak. het vanoggend gehoor die Zionists is met hulle opinie gegee oor die lasbriewe wat Ja, uitgereik is vir Hulle is- Benjamin dit is- Netanyahu. Ja. Ja, dit is 'n baie sensitiewe saak. Daar moet 'n mens ook altyd baie versigtig wees. Daar moet jy ook al twee kante van die saak gee. Seker maak jy gee al twee kante van die saak. Wat is een van die grootste lesse wat jy al geleer het deur die jare en jare van skryf? Want jy kry obviously jy as Gert kry met baie mense te doen. Sjoe, ja. Die lesse wat ek geleer het, ek hou maklik van mense. Ek dink ek moet bietjie meer sinies wees oor politici. Dis dalk een ding wat ek moet doen. Maar ander lesse wat ek geleer het, moenie alles vir soetkoek opeet nie. So- Maak seker van jou feite. Moenie iets wat in 'n ander koerant of op 'n ander webwerf staan as die waarheid aanvaar en dit net so oorneem nie. Dis van die dierlessies wat ek al geleer het. Is dit? So as jy byvoorbeeld 'n BBC of CNN of 'n Fox News langs jou oopmaak, en jy begin net skryf, sal jy byvoorbeeld pause en dink, "O, dalk moet ek eers dubbel seker maak van Baie dit." keer, ja, baie Okay. keer. Ag jy weet, ja, en ek dink veral baie keer mense van oorsee wat oor Suid-Afrika skryf het ook nie baie goeie begrip van wat hier aangaan nie. En mense moet dan probeer om politieke sienings uit stories uit te hou, jy weet, want jy sal dit ook sien met baie oorseese goeters en selfs van die binnelandse goed. Daar was 'n groot outcry oor IOL wat duidelik vir hulle mense gesê het hulle is in die anti-Cyril Ramaphosa kamp en alles moet anti-Cyril Ramaphosa wees. Jy weet, so kan die journalistiek nie werk nie. Soos wat jy gesê het, die oomblik as jy jou siel verkoop en Ja. jy begin luister na wat iemand vir jou sê om te skryf, dan is nommer 1 common sense en nommer 2 die feite by die agterdeur uit. Ja, natuurlik, ja. Nee, en dit is nie dan eintlik journalistiek. Beeld is nou 50 jaar oud en ons het in Junie gehoor dat hulle gaan toemaak. Hulle gaan nie meer print nie, ons gaan nie meer fisiese beeld sien nie. Hoe werk so 'n proses? Hoekom is julle nie laat gaan nie? Ons werk al geruime tyd vir Netwerk 24. Ons is al geruime tyd wat al 'n hele paar jaar wat ons oorgeplaas is na Netwerk 24 toe. So Netwerk 24 skep eintlik die inhoud en beeld die burger en Volksblad vat dan van daai inhoud wat Netwerk 24 skep vir hulle. So hulle is die moederhuisie en julle kollek eintlik half bietjie van bo af. Ja, ons is eintlik die moederhuis en hulle vat dan van ons af, ja. Ja, dit is nogal 'n aanpassing, maar dit is nou maar dit werk, maar jy weet baie keer sal die koerante ook vir ons sê hulle soek graag dit of hulle soek graag dat, dan werk ons aan so 'n storie vir hulle. Was dit vir jou hartseer? Ek weet jy, ek het met koerante groot geword.
Ek het altyd my sakgeld gebruik om koerante te koop, want ek het die rugbyprentjies uitgeknip en ek het terwyl jy die rugbyprentjies uitknip, lees jy maar van die ander nuus ook. So ek het regtig groot geword met koerante en dit is regtig vir my hartseer. Ek kan verstaan hoekom dit gebeur, maar dit bly my hartseer. Wat is iets rondom die media en die werk wat jy doen, wat jou rustig laat slaap in die aande? Die gedagte daarvan maak jou rustig. Wel, soos ons daai dag gesê het, toe sit ons daar 'n klomp van ons en praat daar by 'n ANC byeenkoms. Toe sê die een ANC ou, "O, hy weet van 'n joernalis wat die kar ry en daai kar ry en joernaliste verdien nie dit nie." Toe sê een van my kollegas van News24, al wat sy weet, sy slaap lekker in die aand. En dit is as ek dink as jy lekker in die aand kan slaap, is dat jy weet dat jy regverdig was, dat jy die werk na die beste van jou vermoë gedoen het en niemand persoonlik probeer te nakom het nie, dan dink ek kan jy rustig slaap. Dit is pragtig gesê, Gert. Baie dankie, Karel. Ek hoop ek doen dit elke keer. 100% en ek dink ek het nou meer rustigheid en ek gaan nou gemakliker kan slaap vanaand. Dan sit baie bly. Dankie vir jou. Nee, is 'n groot plesier. En dankie vir die kyk. Ons maak volgende week weer so. Lekker slaap.